Shalom. Nou hier uit om saam met my in stilte te kom sit. Vandag gaan ons in stilte sit en oordink wat dit mag beteken dat genade juis die beeld van God in ons herstel. Karen Sharp skryf in haar boek Pastoral Care. Grace given freely by God and made manifest in Jesus Christ restores the image of God within us, enabling us to love God, one another, and ourselves as we have been loved. Nou dan uitkom, sit gemaklik jou voete op die grond. Maak seker jy kruis nie jou arms of kruis jou enkels dalk. Laat jou hele wese hier die openheid van bereidheid om te ontvang uitbeeld. Plaas jou hande oop in jou skoot, ook jou hande oop om te ontvang. Haal rustig asem. Raak bewus van jou bors wat styg en daal met die in- en die uitasem. Haal dalk nou 'n bietjie dieper asem. Probeer veral om langer uit te asem as in te asem. Asem in en asem uit. Dan nog 'n keer sagte inasem en lang uitasem. Jy hoef regtig niks te bereik in hierdie oomblik nie. Jy hoef niks te bewys nie. Jy hoef nie eers goed genoeg te wees nie. Jy mag eenvoudig net rustig hier wees. Hier in hierdie stilte, in hierdie asem, in hierdie liefde wat jou reeds omvou. Laat hierdie woorde stadig by jou tuis kom. Ek is hier. God is hier. Genade is hier. Baie van ons leef met verhale wat diep in ons liggame en ons harte geskryf is. Verhale wat sê, jy moet harder probeer. Jy moet meer wees. Jy moet perfek wees. As mense jou regtig ken, sal dalk nie van jou hou nie. En hierdie verhale maak ons moeg. Hulle laat ons voortdurend onsself meet, vergelyk, presteer, verdedig. En soms begin ons glo dat liefde verdien moet word. Dat ons eers heel moet wees, voor ons geliefd kan wees. Maar genade praat 'n ander taal. Genade begin nie by prestasie nie. Genade begin by geskenk. Nie bewys jouself nie, maar jy behoort reeds. Karen Sharp skryf dat genade die beeld van God binne in ons herstel. Nie omdat God besluit het om ons uiteindelik te aanvaar nie, maar omdat die beeld nooit heeltemal verlore was nie. Miskien was dit net bedek deur skaam wees,
verleë, skuldig voel, deur vrees, deur pyn, deur stories van nie genoeg nie. En tog bly daar iets heiligs binne in jou. Iets van God se asem, God se lig. Wanneer ons na Jesus kyk, sien ons nie net iemand wat oor liefde praat nie. Ons sien liefde wat vlees geword het. Liefde wat vlees geword het. Jesus beweeg telkens na mense toe. Mense wat hulle self as onwaardig beskou het. Die wat uitgesluit was. Die vermoeides. Die mislukkings. Diegene wat gedink het, hulle is te vuil, te gebroke, te laat. En telkens gebeur iets merkwaardigs. Mense begin hulle self anders sien. Anders sien wanneer hulle deur genade gesien word. Saggeus klim uit die boom. Petrus waag weer liefde na sy verraad. Maria Magdalena word meer as haar verlede. Die verlore seun ontdek dat hy steeds kind genoem word. Genade herstel nie net verhouding met God nie. Genade herstel identiteit. Dit herinner ons, jy is nie net jou mislukkings nie. Jy is nie net jou wonde nie, jou gebrokenheid nie. Jy is nie net die stories wat ander oor jou vertel nie. Jy dra steeds die beeld van God. Vir baie mense is dit makliker om ander lief te hê, as om hulle self lief te hê. Ons gee genade weg, maar weerhou dit van onsself. Miskien omdat ons dink selfdeernis is selfsugtig. Maar luister weer na Shaib se woorde. Enabling us to love God, one another, and ourselves, as we have been loved. Ook onsself. Nie narcissistiese selfverheerliking, nie selfobsessie nie, maar 'n rustige toestemming om ook onsself met God se sagte oë te sien. Miskien kan jy vanaand vir 'n oomblik ophou beklei, oorlog maak met dele van jou self, van jou verhaal, dele wat bang is, die deel wat moeg is, die deel wat skaamte ronddra, die deel wat probeer oorleef het op die beste manier wat dit kon. Asem weer sag in en uit. En hoor dalk hierdie fluistering. Jy hoef nie volmaak te wees om geliefd te wees nie. Jy hoef nie perfek te wees om geliefd te wees nie. Hy wil jou nooi. Jy nooi om jou hande oop te hou op jou skoot. Dit is 'n fisiese gebaar van bereidheid om te ontvang. Nie beheer nie, nie vasgryp, vasklou nie, net ontvang. Stel jou voor dat genade so sagte lig oor jou vloei. Nie 'n skerp lig wat ontbloot om te veroordeel nie, maar warm lig. Warm lig wat herstel. Lig oor jou gedagtes, lig oor jou herinneringe, lig oor jou liggaam, lig oor die plekke waar jy hard geword het om te oorleef. En hoor dalk, jy is my geliefde. Laat die woorde stadig by jou insink.
as 'n idee nie, maar as 'n ervaring. Ons gaan nou vir ongeveer 'n minuut net so saam in mekaar se stilte sit. Laat die stilte eenvoudig dra wat ook al in jou beweeg. Mag die genade wat verniet gegee word, jou stadig herinner aan wie jy werklik is. Mag die beeld van God binne jou weer sag begin asemhaal. Mag jy leer om God lief te hê, ander lief te hê en ook jouself lief te hê, soos jy reeds bemin word. Shalom.